En wil nie vandag so lekker werk by ons nie. Kom ons staan, kom ons gaan in 'n tyd van aanbidding in. En ons loof die Here vir alles wat hy is en alles wat hy kan wees en alles wat hy vir ons beloof. Liewe Here, ons is dankie vir hierdie geleentheid en oomblik wat ons het voor U, liewe Here. Dankie vir dit wat U vir ons doen, dankie vir die geleenthede wat U vir ons gee, liewe Here. Liewe Here, ons weet dinge lyk soms moeilik, ons weet ons omstandighede vang ons baie keer vas, maar liewe Here, ons is so dankbaar vir U grootheid, liewe Here. Ons is so dankbaar vir dit wat U vir ons doen. Ons is so dankbaar vir U liefde, U genade en U goedheid, liewe Here. Liewe Here, ons kom voor U. Ons kom voor U aangesig, liewe Here. Ons sit ons probleme, ons sit ons omstandighede, ons sit ons harte voor U neer, liewe Here. Ons vra dat U ons sal dra, dat U ons sal seën, dat U ons sal beskerm, maar liewe Here, werk in ons harte, werk in ons gees, liewe Here, dat ons voor U in 'n tyd van aanbidding kan kom, liewe Here. Dat ons harte voor U kan neersit en sê, Here, hierso. Hier is die aanbidding wat ek na U toe bring, liewe Here. U sê ons moet U loof met trompette en simbale en met lofsange, liewe Here. Ons bring dit tot vandag toe na U toe, liewe Here. Dat ons U kan loof, U groot naam kan loof. Want liewe Here, ons verdien nie altyd U goedheid nie. Ons verdien nie U liefde nie, maar ai Here, dit is so lekker om voor U aangesig te kan kom en dankie te sê vir dit wat U vir ons doen. Dankie, Here. Baie dankie.
Here, ons is so bevoorreg om in 'n tyd en in 'n land en 'n plek te kan lewe waar ons U naam kan loof en prys, liewe Here. Ons is so bevoorreg om Bybels in ons huise te hê. Ons is so bevoorreg om U woord te kan verkondig en te kan luister en aan mense te kan gaan vertel, liewe Here. Ons is so bevoorreg om U in ons lewe te hê, liewe Here. Om U leiding te kan volg, om U lig in ons lewens te sien, liewe Here. Liewe Here, ons is so bevoorreg dat U ons vergewe. Dat U ons liefhet. Dat U vir ons gekies het. Here, ons is so bevoorreg. Lei vir ons, dra vir ons, wees met ons, liewe Here. Ons bid dit alles tot die naam van Jesus. Amen. Dankie. Ons is in 'n tyd wat ons baie ernstig moet bid oor die wêreld. Ek hoop julle besef dit. Ek hoop julle weet dit. Ek hoop julle sien dit. Sondagskoolkindertjies, julle kan maar opstaan en ja, sê. Ek weet nie hoeveel van julle braaf genoeg was om die opening van die Olimpiese spele te gekyk het nie. 2 sekondes. Ek het myself geskaam toe ek gesien het hoe hulle die tafel van God bespot. Dis hartseer. Ek het myself geskaam toe ek gesien het hoe die mense oploop en hoe hulle aangetrek het en die goeders wat hulle gedoen het. Ons sit Vrydag aand, kom ons in Gobabas aan en ons almal sit so voor die TV en ons sê, man, kom ons kyk gou-gou. En ek sit die TV aan en ek gaan na die Olimpiese spele toe en al 4 van ons sit en kyk die TV so en ons is, maar dis 'n orgie op die TV. En ek sit dit af. En ek sê, nee man, dis nou iets wat ek het toe ek klein was, wat ek gekyk het en uitgesien het daarna en opgewonde gewees om die goeders te sien en die hartseer gedeelte vir my was, ek gaan op Facebook en ek gaan sien hoe my vriende, wat ook kerkmense is, kommentaar lewer en soos, maar kyk hoe mooi was dit. En dink ek vir myself, het ons dieselfde ding gekyk? Het ek gesien wat jy gesien wat ek gesien het? Of miskien brand die Here net 'n bietjie meer aan my kant. En hy praat 'n bietjie meer met my en sê, So ongelukkig, en ek is jammer vir die 4 Namibiërtjies wat daar deelneem, en ek wens hulle alle geluk toe, en ek hoop hulle doen baie goed met dit wat hulle gaan doen, sal my TV nie die Olimpiese spele hierdie jaar kyk nie. Want dit gaan nie in my huis gekyk word, ondersteun word of gespeel word. Want ek gaan nie iets ondersteun waar hulle die naam van die Here so belaster nie. En dis nou ongelukkig op 'n plek waar ek agtergekom het, waar ek op hierdie oomblik, as iemand 'n TV soek, sê vir my. Want ek is op die punt om hom weg te gee. Behalwe soos gisteraand wat die Blou Bulle die WP wen, dan raak dit lekker om 'n TV te hê, maar anderste ek moet hom net 'n bietjie inwerk, terwyl my fort nou gebreek het. Daarvoor kan julle asseblief bid. Ek het gewonder of jy al op 'n plek gekom het waar die Here jou geroep het om iets te gaan doen, of iewers heen te gaan, en jou eerste woorde aan die Here was, ek kan nie. Ek kan nie gaan. Ek kan dit nie doen nie. Of jou eerste woorde is, Here nee. Rainer, jy moet by jou vandag. Daar's 1 hoofstuk, maar ek gaan hom gooi. So ek gaan hom deur mekaar gooi. Die eerste gedeelte waarna toe ek wil gaan en wat ek natuurlik wil na kyk en 'n gedeelte wat ek weet en ek wil net sê as 'n man lank by die meisie kuier, vergeet jy om jou tablet te vercharge. En toe ek vanoggend my tablet wil gaan vat en my hele preek op my tablet gaan oopmaak, toe wil die tablet nie aansit nie, toe sy pap.
So ek preek vandag uit die regte Bybel uit. maar my eerste gedeelte wanneer ek na hierdie goeders kyk, dan kom ek altyd terug na Matteus 28. Matteus 28 vanaf vers 19. Hy sê gaan dan heen, maak disippels van al die nasies en doop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees en leer om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volëinding van die wêreld. Wat vir my so mooi is van die opdrag wat God vir ons hierso gee, wat Jesus hierso gee, is hy sê ek wil hê julle moet gaan. Dis wat ek wil hê julle moet doen, maar dan sluit hy hom af en hy kom op terug en hy sê en kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volëinding van die wêreld. So God maak hierdie belofte wat hy vir ons vra om iets te gaan doen, maar hy sê ook vir ons, moenie worry nie, ek gaan dit saam met julle wees. Ek gaan by julle wees, ek gaan saam met julle loop, ek gaan elke tree van die pad, tot aan die einde toe, gaan ek by julle wees. Ons lees dit ook hierso in Handelinge 1, vanaf vers 7, en hy antwoord, hy sê, dit kom julle nie toe, om die tye of geleenthede te weet, wat die Vader deur sy eie mag bepaal het nie. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees in Jerusalem sowel as in die hele Judea, Samaria en tot in die uiterste van die aarde. Weereens kom Jesus en hy gee hierdie opdrag en hy vra vir hulle, hy sê dis wat ek wil hê julle moet doen, maar moenie bekommerd wees nie. Ek gaan julle nie verlaat nie. Ek gaan julle nie los nie. Julle gaan dit nie alleen doen nie. En hierdie gedeelte het so by my vasgesit en ek het so deur dit gegaan en ek het heeltyd by hierdie punt gekom waar ek vir die Here vra, Here, het jy my geroep en ek het gesê nee. En die antwoord is baie vinnige ja gewees. Daar's 'n paar kere in my lewe waar ek weet God van my verwag het om iets te doen en ek het nee gesê of het gesê nie nou nie. Of ek kan nie nou nie. Of ek het nie nou nie geld daarvoor, ek het nie die tyd daarvoor nie. En so sit ek en ek gaan deur die kere wat ek al vir die Here nee gesê het. Die besonderse gedeelte van dit is, God het 'n antwoord gehad vir my nee. Nog elke liewe keer het God 'n antwoord gehad vir my nee. Nog elke liewe keer het God 'n antwoord gehad vir my, ek kan nie. Ek het nie nou tyd nie. Ek het nie nou geld nie. Nog elke keer het God 'n antwoord op dit gehad. En dan gaan kyk ek, en dis waar my preek vandag gaan uitkom, en my preek op gaan hardloop vandag, en ek het al van dit gepraat, ek het al voorbeelde van dit gebruik, maar ek wil vandag 'n bietjie meer intens daarna gaan kyk, maar ek kom terug na Moses toe. En ek kom kyk na die storie van Moses. Nou, meeste van ons ken Moses se storie. Meeste van ons het al Moses se storie gelees. Hoe hy in die mandjie gesit is, hoe hy die rivier afgestoot is, hoe hy groot geword het saam met Farao hulle, en hoe hy iemand doodgemaak het en hy het gevlug en hy het in die berge gaan bly. En gaan boer. As dit wat mens doen is mens vlug, ons gaan boer. En daar in die middel van weet jy waar hy brand daar 'n bos en die Here praat met Moses. En dis so besonder vir my, toe Moses by die bos kom en hy ons het nou die dag, ek sê nou die dag, 'n tydjie terug, het ons gepraat oor die woord I am. God het gekom en hy sê ek is. Moses was bekommerd. Here, ek gaan na die mense toe gaan en ek gaan vir hulle gaan vertel wat met my gebeur het en wat moet gebeur en wat u gesê het, ek moet sê, wat as hulle nie glo nie? En God sê vir hulle, ek is. En Moses hoor dit, en dis wat die wonderlikste gedeelte is, Moses hoor dit, hy hoor en hy vind uit, okay, dit is God, dit is wie vir my gaan stuur, dit is God se plan, en Moses se volgende redenasie is, maar Here, ek kan nie praat nie. Dis my interessant, na Moses 'n hele gesprek met die Here gehad het, en 'n hele gesprek deurgevoer het met God, kom hy dan op die punt en sê, okay, my Here, ek kan nie praat nie. Hoeveel keer doen ons dit nie? Hoeveel keer gaan staan ons hier voor God en ons redeneer met God, ons praat met God en ons sê vir God, ek kan nie dit nie, of ek weet nie hoe om dit te doen, of ek het nie dit nie, maar ek het dit terwyl ek met God praat daaroor. Ek is net nie bereid om dit op te gee. En Moses kom op die punt, hy sê, Here, ek kan nie praat nie.
toe die Here weer van my antwoord gaan. Toe die Here weer van my weggaan. Julle ken die storie. En hopelik, as julle van Exodus 10 af lees tot Exodus 13, dan sal julle iewers deur die 10 plaae ook gegaan het. En elke keer wat Moses, en dis met die wonderlike gedeelte, en as ons na hierdie goeders gaan kyk, en ek gaan kyk dit wat Moses kom doen het, en ek sit myself in Moses se skoene, en ek dink myself, hoe dit in my lewe so ver was, want elke keer wat Moses gekom het, en voor Farao kon staan het, en vir Farao gesê het, jy moet my mense laat gaan, en Farao sê nee, en Moses het 'n plaag gebring, en hy verander die water in bloed. Toe kom Farao en hy sê, kyk, my mense kan dit ook doen. Hoeveel keer het jy nie na mense toe gegaan, en vir hulle gesê, die Here het gesê, en dan gee hulle vir jou net weer 'n antwoord, en sê, maar ek, en of dit, of hierdie. En elke keer wat jy God se wonders kom doen, word dit weer in jou gesig teruggegooi. Elke keer as jy na mense toe gaan, en vir hulle sê, kom, gooi hulle dit weer terug. En elke keer wat Moses iets kom doen het hulle 'n antwoord of 'n slim antwoord gehad, soos hulle sê. Het jy al met iemand gaan praat en vir hulle gesê, maar die Bybel het gesê jy mag nie, en dan haal hulle vir jou 'n ander versie op 'n ander metode uit wat sê, maar kyk hierso, Jesus het ook. Of die disippels het ook. Ek hou van daai ene, die Bybel sê, jy mag nie drink nie, en die enigste argument wat almal het is, ja, maar Jesus het water en wyn verander. Maar Jesus het nie van daai wyn gedrink nie. Hulle kom hier op 'n pad. En ons ken die 10 plaae wat deurkom op die laaste klomp. Nou wil ek gou-gou hê julle moet hierdie prentjie gou-gou inkry oor hoe dit moes lyk en ruik en gewees het. Want die paras was duisendes op die vloer gewees. Daar was muskietvliee gewees. Die diere is dood. Die paras was hoogwaarskynlik ook dood gewees. Alles. Weet jy of jy al op die strand geloop het? Het jy al op die strand geloop, dan trap jy op 'n jellyfish, en daai jellyfish kan so tussen jou tone deur. Jy merk, dis hoe moes dit geloop het as jy daar tussen die paras deur geloop het. Daai paras kom so tussen jou tone deur. En jy dink hoe dit moes geruik het. Al die dooie vee wat daar gelê het. Hoe dit moes gelyk het. Die haal wat geslaan het en alles gestukken. Die mense wat met seer rondloop. Almal krap en juk en stink en jy kan nie bad nie, want die water is bloed. Jy kan niks eet nie, want alles is dood en niemand wat die parra van die grond af weet nie. Miskien is dit wat die Franse vanaand gekom het. En die volgende oomblik, toe sit Jesus die ligte af. Toe sit nog donker ook. En die volgende oomblik kom daar 'n huil oor die stad. Van elke eersgebore wat dood is. Farao stuur sy mense en hulle gaan en hulle is uit die land uit. Nou, dit is gewoonlik waar ons stop. Moses het gaan doen wat God gesê het. Gaan haal my mense. Ons doen dit ook. Ons gaan doen dit wat God gesê het, en dan stop ons by wanneer ons dit gedoen het. Ons gaan nie aan. Moses kon die mense uitgebring het, in die woestyn gestuur het en gesê, as julle daai paadjie loop, dan sal julle daar uitkom. En hulle gelos het en gesê, okay, ek het nou gedoen wat ek moes gedoen het. Hoeveel seëninge het ons al van onsself al weggevat, omdat ons nie bereid is om die res van die pad saam met die Here te stap. Nou moet jy jouself hierdie prentjie inkry. Ek gaan weer vir Johan en Teensel en almal weer misbruik vandag, jy moet net reg wees. Daar's dan nie 'n kamera vandag. Kry gou hierdie prentjie. Bybel sê vir ons dat daar was 600,000 mans saam met Moses gewees. Nou kom ons sê, dit is 'n geseënde nasie en elke man het 'n vrou gehad. So nog 600,000 vrouens. Dis al 1.2 miljoen mense. En nou kom ons sê, daai families was baie geseënd geweest en hulle het 2 kinders per familie gehad. So strek op by 2.4 miljoen mense. Dan het elke familie
elke 600.000 families het hulle eie bokke en beeste en skape en osse en waans en tente en al daai goeders ook gehad. So kan jy jouself gou indink hoe dit moes gelyk het. Dis die hele land, dis ons hele land. 3 miljoen mense. Kan jy jouself dink hoe dit moes gelyk het dat amper 3 miljoen mense woestyn af begin loop? Want hier gaan hulle. En hulle is woestyn in. 600.000 mans met hulle vroue en kinders en hulle plase. En hier gaan hulle. En hulle almal volg vir Moses. Nou ek weet nie, ons het geleer in Bybelskool dat hulle 3 leis gehad. So elke 100 meter of elke 80 meter het daar iemand gestaan en dit wat Moses van hier af gesê het daai ou gehoor en het omgedraai en hy het dit vir hulle gesê. Nou dis 'n gevaarlike telefoonspelletjie. Dan kan jy wonder hoekom hulle dalk vir 40 jaar verdwaal het in die woestyn. So hier gaan hulle en hulle loop hierdie pad. Nou sê die skrif vir ons, baie belangrike gedeelte en dit wil ek lê. Rainer, Exodus 13 vanaf vers 17. Toe Farao die volk laat trek het God hulle nie op die pad na die land van die Filistyne gelei nie, alhoewel dit nader was. Luister mooi. Want God het gesê die volk kan dalk berou kry as hulle oorlog sien en teruggaan na Egipte toe. Daarom het God die volk laat wegdraai in die rigting na die woestyn, na die Skelsee toe. En die kinders van Israel het goed gewapend uit Egipte land opgetrek. So hulle het wapens gehad, hulle kon hoogwaarskynlik in 'n tyd van oorlog ingegaan het, en meeste van ons wil mos die kort paadjie of die maklike pad of die reguit pad vat. Maar hier kom die Here en hy sê, ek wil nie hê julle moet die korter pad vat nie, want julle gaan teëstand kry, en wanneer julle teëstand kry, gaan julle dalk wil teruggaan. Hoeveel keer het ons al in 'n posisie gekom waar die Here vir ons sê, ek wil hê jy moet daartoe gaan, en ons loop daartoe, en ons doen dit op ons manier, op ons eie wil, en ons kry teëstand, en dan sê ons onsself, o nee, dis nie die Here se wil nie, kom ek gaan liewer terug, waar ek vandaan kom. Of dit het te moeilik geraak, kom ek gaan liewer terug vandaan ek kom. Maar, want ons is nie bereid om die langer pad te stap nie. Langer is nie altyd slegter. Langer is nie altyd die verkeerde pad nie. Nou kom hy hierso. Vers 21 Rainer. Hy sê, en die Here het voor hulle uitgetrek, bedags in 'n wolkkolom om hulle op die pad te lei, en snags in 'n vuurkolom om hulle voor te lig, sodat hulle dag en nag kon trek. Die wolkkolom het nie bedags en die vuurkolom nie snags voor die volk gewyk nie. Wanneer jy die pad gaan stap wat die Here wil hê jy moet stap, gaan hy vir jou die leiding gee. En as jy wil wonder, hoe lyk daai wolkkolom wat vir hulle lig gegee het? As jy wil wonder, hoe lyk die vuurkolom wat vir hulle lig gegee het? Dis hoe in ons tyd lyk. Dis hoe ons wolk en vuurkolom lyk. As ek wil weet, Here, waartoe moet ek stap? Hoe ver moet ek stap? Hoe lyk die pad wat ek moet stap? Miskien moet ek weer 'n bietjie gaan lees waartoe die Here wil hê ek moet gaan. Maar ons is nie altyd bereid om die vuurkolom van die Here te volg. So hier gaan hulle. En dis die pad wat hulle nou besig is om te stap. En net soos dat julle dalk gewonder het, die pad na die see toe, en om te gaan kamp by die see, was God se wil. Dit is wat die Here wou gehad het. Hy sê dit vir ons hierso, Exodus 14 vanaf vers 1. Toe het die Here met Moses gespreek en gesê, sê aan die kinders van Israel, dat hulle moet omdraai, en laar opslaan voor Pi-hahirot, tussen Migdol en die see. Reg teenoor Baal-Zephon moet julle laar opslaan by die see. So dit was die opdrag van God gewees, om reg voor die see te gaan opslaan en kamp op te gaan slaan. Dit was God se wil gewees. Nou wil ek gou 'n voorbeeld gebruik. Hanno, jy moet gou hiernatoe kom. Oom Johan, ek wil vir jou gebruik, jy's 'n lekker lang man. Teens, kom gou hier. Kom saam gou hier. Julle moet nie bo kom. Ek wil julle gebruik. Ek gaan nou nog mense bring. Gaan so. Sal so. Maar so nie. Lang van. Ja.
om vir julle 'n prentjie te skep. Toe hulle regs gedraai, die Here het gesê draai regs. Moenie vorentoe gaan nie, wil jy julle met die kort pad vat nie, draai regs. En toe het hulle gesê hulle moet omdraai sodat hulle by die see kan uitkom en voor die see gaan. Die pad wat hulle daar gestap het toe in half van 'n tipe van 'n kraans ingegaan. So nou moet jy gou hierdie prentjie kry. Hier is hierdie kraans aan die linkerkant. So hulle het weggedraai van waar die kortpad was. Daar's die kraans aan die linkerkant. Die kraans is so hoog, daar's nie 'n manier wat jy daar opkom nie. Jy gaan nie met jou donkie en jou wa en jou osse en jou kinders en vrouens almal by daai kraans kan opgaan nie. So toe hulle in hierdie pad ingegaan het, toe hulle regs gedraai het, toe kon hulle glad nie meer links gegaan het nie. Links was nie 'n opsie gewees nie. Jy kan nie links gaan nie. Nou gaan ek 'n brawe ding doen. Kom Jan, dan moet jy vir my help. Ek soek 3 kwaai tannies. Miskien kan Jan hulle vir uitwys. Wie's 3 kwaai tannies? Francine, Tannie Selma, Roxy. Jou kinders het al gesê jy's kwaai. Net so voor om Jan. Om Jan gaan daai kant. Net so voor om Jan. Nou om Jan gaan nie agter sin. Nou in hierdie pad wat hulle geloop het. In die linkerkant is die kraanse. So die 600 plus 1000 mense kan nie links gaan nie. Links is nie 'n opsie nie. Nou sê die skrif ons, as hulle op daai pad verder regs gegaan het hulle nog Filistyne gekry. Baie jammer. Dan het hulle nog Filistyne gekry. En die Here het jy gesê, ek wil nie hê julle moet in 'n tyd van oorlog ingaan nie. So regs is ook nie 'n opsie nie. So ver as wat hulle loop, kan niemand links gaan nie. Niemand kan regs gaan nie. En toe hulle op die plek gekom het waar hulle moes gekom het, nou moet ons nou hier kom staan. Toe's Farao agter hulle. Ek gaan nou by die storie kom. So hier sit ons met 600 000 plus mense wat deur God gelei word. Die Here wys vir hulle en sê vir hulle waartoe om te gaan. Maar so ver as wat hulle gaan, word alle opsies toegemaak. En toe hulle by die see gekom het en hulle slaan laar op en hulle draai om, nou sê die skrif ons en God het Farao se hart verhard. En toe kom hulle agter, nou moet julle hierdie prentjie weer in julle koppe gou kry. Ons praat van ongeveer 3 miljoen mense. Ek kom agter as Moses vir eendag nie by my huis was nie. Kan jy gou hoe dit moet wees, hoe dit moet lyk as 3 miljoen slawe verdwyn het in 'n land? Niks word gebou nie, niks word gedoen nie, niks word gewerk nie. Jy kan nie lammers en skape en bokke en wat gaan steel nie, want hulle is nie daar nie. Hoekom? Want die helfte van hulle is in elk geval dood. Want die plaag het al jou bokke en oeye en alles doodgemaak. Nou kom hulle op 'n plek waar God wil hê hulle moet wees. Maar hulle is vasgevang in al dit 4 plekke. Kan nie regs nie, ag links, regs, agtertoe nie en vorentoe blyk onmoontlik. En hulle kom op 'n plek waar as hulle dalk teruggaan, gaan dit hulle doodmaak. En baie keer kom ons in die posisie waar ons vir God volg, God se leiding volg, God se woord volg, God se lig volg, en jy word vasgevang in 'n posisie dat as jy dalk teruggaan na jou ou lewe toe, gaan jy doodgaan. As jy regs gaan, gaan jy net moeilikheid hê vir die res van jou lewe. Jy gaan dalk weer in 'n verslawing inval. Jy gaan dalk weer in 'n gevangenis inval. Jy gaan dalk weer in die moeilikheid inval. Links is net nie 'n opsie nie. En vorentoe lyk onmoontlik. Dankie. Eksodus 14 vanaf vers 3. Dan sal Farao van die kinders van Israel sê: hulle is verdwaal in die land, die woestyn het hulle ingesluk.
ingesluit, want hulle is vasgevang. Vers 4. En ek sal Farao se hart verhard, dat hy hulle agtervolg, en ek wil my aan Farao en sy hele leermag verheerlik, en die Egiptenaars sal weet dat ek die Here is, en hulle het so gedoen. Soms vat dit vir ons om swaar te kry voor ons die wil van die Here glo. Soms vat dit vir ons dat ons in daai hoekie ingedruk moet word. Waar links, regs, agtertoe en vorentoe net nie 'n opsie in jou lewe is, jy weet nie wat om te doen in daai oomblikie. Miskien praat ek net met myself. Maar ek weet nie of jy al in daai posisie geland het. Waar dit vir jou lyk, jou verlede is besig om jou te vang. En enige ander opsie voor jou is net nie 'n opsie. Jy het net nie 'n idee hoe om vorentoe te gaan nie. Jy het geen gedagte van hoe gaan ek nou vorentoe nie. Want nou moet julle vir julleself indink, die enigste storie wat hierdie manne van 'n boot ken is Noag. En Noag is nie daar nie. Hulle kan nêrens anders heen gaan nie. Daar is geen ander opsie vir hulle nie. Eksodus 14 vers 8. En die Here het die hart van Farao, die koning van Egipte, verhard, sodat hy die kinders van Israel agtervolg het, maar die kinders van Israel het deur 'n hoë hand uitgetrek. Soms moet ons net God se plan behou. Al lyk dit onmoontlik. Al lyk dinge onseker. Al lyk dit of daar net nie 'n ander weg is nie, soms moet ons net God se plan behou. Interessant. Wanneer ons in daai posisie beland en in daai hoek vasgevang is, dan vergeet ons die belofte van God. Dan vergeet ons wie het ons gebring tot waar ons is. Ons vergeet, en dis die wonderlikste ding vir my, hulle het die 10 plaae beleef. Hulle het gesien en beleef hoe God vir Moses gebruik het om hulle almal uit Egipte uit te bring. En toe hulle in hulle moeilike omstandighede geland het, toe vergeet hulle die belofte wat God vir hulle gegee het. Ek gaan deur hierdie preek en ek kom tot op hierdie punt. En ek het in 'n plek gekom waar ek myself eintlik geskaam het. Waar ek myself geskaam het om op 'n plek te kan kom waar ek vergeet dit wat God vir my beloof het. Waar ek vergeet het dat God is die een wat my gebring het tot waar ek is. Waar ek vergeet het dat dit wat God kan doen. En ek het myself geskaam toe ek by hierdie punt kom. Eksodus 14 vanaf vers 10. Toe Farao naby kom, slaan die kinders van Israel hulle oë op en kyk, daar trek die Egiptenare agter hulle aan en hulle het baie bang geword. Daarop het die kinders van Israel tot die Here geroep en hulle het vir Moses gesê: het u, omdat daar in Egipte glad geen grafte is, ons saamgeneem om in die woestyn te sterwe? Wat het u ons nou aangedoen dat u ons uit Egipte land uitgelei het? Is dit nie die woord wat ons aan u in Egipte gesê het, laat ons met rus dat ons die Egiptenaars kan dien? Want dit is beter vir ons om die Egiptenaars te dien as in die woestyn te sterwe. Dit is maar interessant hoe ons in daai oomblikke vergeet dit wat God vir ons kan doen. En die menslike karakter en natuur word vir my so mooi uitgebeeld hierso. Want wanneer ons in die moeilike omstandighede beland, dan is die eerste ding gewoonlik,
Maar is dit nie jou skuld dat ek hier is nie? Dis mos jou skuld. Jy het mos vir my gesê, ek moet hierdie besluit en hierdie besluit en hierdie besluit maak. Jy het mos vir my gesê, loop daai kant toe. Jy het mos vir my gesê, los jou werk. Jy het mos vir my gesê, begin 'n nuwe besigheid. Jy het mos vir my gesê, los daai vriende. Nou land ons in die moeilike posisie, en ons roep uit na die Here toe en ons sê, maar jy het my in hierdie moeilikheid gekry. Het ek nie vir jou gesê, los my uit nie? Dan begin ons die mense rondom ons te blameer. Vers 13. Maar Moses het aan die volk gesê, wees nie bevrees nie, staan vas en aanskou die verlossing van die Here, wat hy vandag vir julle bewerk. Want soos julle die Egiptenaar vandag sien, sal julle hulle nie weer sien in ewigheid nie. En daar kom vir my die mooiste gedeelte uit. En iets wat ek nou baie meer gaan gebruik om slapies. En Moses sê vir hulle, die Here sal vir julle stry en julle moet stil wees. Partykeer kan ek dit baie reguit sê? Partykeer moet jy net shut up. Ek bedoel dit nie lelik nie. Maar partykeer moet ons net stil bly. In plaas van om vir almal op Facebook en op WhatsApp en iewers te gaan laat weet jy sit in 'n moeilike tyd. In plaas van om 'n klomp goeders op WhatsApp story te gaan verduidelik en te gaan post oor hoe swaar jou lewe is, om iets te gaan vertel en by mense verby te gaan en elke keer as mense jou sien om in hierdie plek te kom, daar's baie mense wat ek so bang is om hulle te groet, want ek weet as ek hulle gaan groet, gaan hulle vir my sê, "Ai, pastoor, dit gaan so sleg." In plaas van om heeltyd te gaan moan en te gaan groan oor waar jy is in jou lewe, om te gaan moan en te gaan groan oor die posisie wat jy is in jou lewe, miskien moet ek net vir jou die goddelike advies gee wat Moses gegee het en sê, bly stil. En wag vir die Here om te praat. Wees stil en wag vir God om te praat. Want baie keer kla ons so baie oor ons omstandighede, ons hoor nie vir God nie. Ons is so vasgevang in hierdie boksietjie van waar ek is, dat ek hoor nie dat die Here besig is om vir my te stry. Dat ek besef nie, die Here is besig om vir my te stry. En hier kom die mooi gedeelte vir my, en ek het dit een keer al in 'n preek genoem, maar hier kom die mooi gedeelte vir my. Daar's twee goeders wat hierso gebeur. Die eerste ding wat hierso gebeur, is, die Here sê, en ek wonder hoeveel keer het die Here al dit vir ons gedoen. In vers 15, toe vra die Here vir Moses, wat roep jy na my? Vir wat roep jy na my toe? Sê aan die kinders van Israel, dat hulle moet wegtrek. Sê vir die kinders van Israel moet wegtrek. Sê van hulle moet hulle goed vat en gaan. Kyk hoe maklik is dit, wanneer ons in God glo. Hulle sit in daai moeilike omstandighede, hulle sit in daai situasie, en God kom en hy sê, vir wat roep jy na my toe? Het ons nie al hierdie gesprekke gehad nie? Vat jou goed en gaan. En die Here sê vir Moses, vat jou staf, tel hom op, lig jou hand op, en die see voor jou sal oopgaan, en julle sal op droë grond deurloop. En julle sal op droë grond deurtrek. Julle gaan nie sukkel nie, gaan nie 'n stryd wees nie, wanneer God vir jou 'n weg maak deur die onmoontlike, sal jy met gerus daardeur gaan. Ek dink tog hulle het so 'n bietjie van 'n drafstapie aan hulle gehad. Net so 'n bietjie. Dink toe die see opgegaan het hulle nie gestraal en na die visse gekyk wat vir hulle deur die akwarium kyk nie. Ek dink hulle het so 'n bietjie van 'n drafstapie aan hulle gehad om aan die ander kant te kom. Die mooi gedeelte vir my. Ons het nou net gepraat oor die wolkkolom en die vuurkolom. Nou daar's 'n engel wat heeltyd saam met hulle was. Die engel van God het hulle leiding gegee. Nou kom hulle. En die Here vat die engel en die wolkkolom en die vuurkolom.
En hy skuif dit agtertoe. En hy plaas dit oor die Egiptenare. En hy veroorsaak duisternis en deurmekaarheid oor die Egiptenare. Sodat die twee partye mekaar nooit kon sien nie. Wat vir my die mooi uit dit uit was. Die pad is klaar gelê. Hulle het nie 'n wolk of 'n vuurkolom nodig om te weet waartoe te gaan nie. Wanneer God vir jou 'n pad in die onmoontlike gaan skape, gaan jy weet waar om te loop. Dit is die eerste. Die tweede ding is, net omdat God nie voor in jou aangesig hier is nie, beteken nie God is agter besig om vir jou te beklei. Want baie keer verander God sy posisie in jou lewe sodat jy vorentoe beweeg. Want as God nie agtertoe geskuif het nie, ek dink nie almal sou deur die pad vorentoe gegaan het nie. Van hulle sou begin stres het en links en regs gehardloop het of dalk teruggegaan het en gepleit het vir hulle lewe. Maar God het gekom en hy plaas die wolkkolom oor die Egiptenare. Hy veroorsaak duisternis en deurmekaarheid by hulle, sodat die twee mekaar nie kon sien. En God is besig om vir sy mense te stry, sodat hulle deur die onmoontlike kan loop. Net omdat jy nie vir God voor jou sien nie, beteken nie dat God in jou lewe is nie. God is besig om vir jou te stry. God is besig om vir jou 'n weg te maak. God is besig om jou hierdie geleentheid te gee. Die gedeelte wat vir my die meeste uitgestaan het. God het vir Moses gesê, vat jou staf, lig jou hand en die see sal oopgaan. Partykeer sit en staar ons na die onmoontlike. En God sê vir ons, vat die woord, lees die woord en beweeg deur die onmoontlike. Baie van ons se problem solve lê op die nagtafel. Lê iewers in die huis. Baie van ons se probleemoplossing lê daar. En al wat God van jou vra is, wat van jy tel hom net nou en dan op? Gaan tel hom net 'n bietjie op. Vat jou staf, lig hom op en loop deur die onmoontlike. En jy sal op droë grond deurstap. Die mooi van dit. Die Egipte deur is en hulle begin aan die ander kant, die Israeliete, toe hulle aan die ander kant kom, toe word die wolkkolom gelig en hulle sien toe waar die Israeliete besig is om te gaan en met die verharding van die hart wat God veroorsaak het, kom die Egiptenare en hulle jaag hulle agterna. En God gee vir Moses weer die geleentheid om sy staf te vat, die staf neer te sit en die Egiptenare te verdrink. Baie van ons is besig om vas te hou aan 'n verslawing, aan sonde, aan 'n verlede lewe, aan 'n slegte verhouding, waar God vir jou die geleentheid skep om dit dood te maak. Baie van ons loop so met 'n verslawing rond. Maar God het klaar vir ons die geleentheid gegee en die krag gegee en die autoriteit gegee om dit te stop. Want jy is klaar deur die see. Jy is klaar in die ander kant. God sit dit baie keer in ons eie hande om deur te beweeg, om die oorwinning te kom, sodat ons God se grootheid en goedheid kan beleef. En dit val in by my preek vir volgende week en vir volgende maand. Is God is groter as jou omstandighede. God is groter as die posisie waarin jy is. Ek is op pad skip toe en ek praat met 'n ou van Engeland. En ons praat oor servant-hearted leadership. En my hele lewe lank
is ek geleer, en ek leer dit ook vir ander mense, om servanthood leadership te hê, is om mense te gaan dien. Is om uit te gaan en te gaan doen dit wat Jesus gedoen het. Jesus het gekom om die mense te dien. Om 'n servant leader te wees, is om jouself een kant toe te sit en ander mense te gaan dien. En toe ek en hy daaroor praat, toe sê hy vir my, Ron, maar jy vergeet die belangrikste gedeelte van servanthood leadership. Dit is om soos 'n servant gehanteer te word en nog steeds soos 'n leier op te tree. En vir die eerste keer in my lewe vang het my. Want ek het op 'n skip opgeloop waar ek die direkteur is van die maatskappy. Maar daar het nie enkele dag verby gegaan waar ek soos 'n direkteur gehanteer het. Maar ek moes nog steeds optree soos 'n leier van 'n maatskappy. Daar's dae gewees waar mense bo oor my kop gegaan het en vir my gewys het hoe klein is ek. Gewys het wat se posisie ek is. En elke dag het die Here my herinner, smile, wees lief vir hulle, gaan nou. En ek het op 'n plek gekom waar ek vir myself gesê het, God is groter as jy. God is groter. God is groter as jou siekte. God is groter as jou gesondheid. God is groter as jou finansiële probleme. God is groter as jou werkloosheid. God is groter as jou verslawing. God is groter as jou kind wat nie in die Here glo nie. God is groter. Hy is groter as die posisie waarin jy nou sit. Want as die Here die aarde kan laat vloed, en 'n paar 100 jaar later, die see kan laat skei, en op droë grond deurloop, dan kan God wonders doen in jou omstandighede. Ek gaan vir julle ietsie deel, wat ek nog met niemand gedeel het nie. Ek het 6 maande terug, meer as 6 maande terug, wanneer was Maart maand? Maart maand, het ek al my pille gevat en in die astrum gegooi. Elke liewe een van my pilletjies. Van Maart maand af drink ek nog nie een enkele pil. Ek was nog nie in die hospitaal nie. Nog nie sleg gevoel nie. Nog nie pyn gehad nie. God is groter as jou omstandighede. Ek hoop jy glo dit. Ek hoop jy besef dit. Ek hoop jy weet dit. Vir party mense, vat dit dat God jou hart en almal se hart rondom jou moet verhard. En vir jou in daai boksie kom indruk. En vir jou in daai omstandighede kom sit. Dat dit vir jou werklik voel, ek het nie 'n pad nie. Maar ek wil nou vir jou sê, daar is 'n pad. Eksodus 14, vers 29. Maar die kinders van Israel het binne in die see op droë grond getrek, en die waters was vir hulle 'n muur aan hulle regter en aan hulle linkerkant. So het die Here Israel dan die dag uit die hand van die Egiptenaars verlos. En Israel het die Egiptenaars dood gesien aan die kant van die see. Ook het Israel die magtige daad gesien wat die Here aan die Egiptenaars verrig het. So het die volk die Here gevrees en geglo in die Here en aan Moses sy knegt. Soms moet God krag wys voor ons om glo. Wat ek jou nou kan beloof, wat ek jou nou kan sê, daai krag wat God daar bewys het, was nie mooi nie. Dit was nie gladde spieelmure van glas langs hulle gewees nie. Die wind wat moes waai,
vir daai see om so op te stoot. Die wind wat hulle deur moes gestap het. Die omstandighede om te gesien het en te beleef het hoe Farao en sy manne deur die water verdrink het. Die skreeuery, die gehuilery. Die kinders se vrees daar om deur die water te gegaan het. Dit was nie altyd mooi geweest. Maar die belofte van verlossing lê aan die ander kant. Ek lees hierdie storie. En ek sien hoe God beskerm, hoe hy dra, hoe hy voorsien. En ek kom agter, hoe meer ek God se hand in my lewe gaan soek, hoe meer gaan ek hom begin sien. Hoe meer ek God se hand gaan soek, hoe meer gaan hy in my lewe wees. My gebed vir jou vandag, voor ons aangaan met volgende week se preke en volgende maand se preke van God se grootheid en goedheid. My gebed vir jou vandag. En dis die wonderlike gedeelte van hierdie preek. Jy kan jouself by klomp verskillende gedeeltes bevind. Dalk sit jy nog onder die verslawing. En jy moet die woord van God gaan oopmaak om uit te vind waartoe jy moet loop. Om na God te gaan luister, om uit te vind waar en hoe wil God jou red. Dalk is jy besig om te loop. En jy sit 'n gedeelte in jou lewe waar jy agterkom, die mure rondom jou raak al hoe nouer. En die pad vorentoe lyk al hoe moeiliker. Of dalk is jy klaar op die punt waar jy kamp opgeslaan het. En jou verlede is besig om jou te vang. En jy het nêrens heen om te gaan nie. Miskien moet jy 'n Facebook comment gaan delete. Miskien moet jy jou manier van praat gaan verander. Om 'n bietjie meer vir God in jou lewe in te bring. Dalk sit jy in die omstandighede waar jy nie weet, Here, wat nou? Dalk is dit waar jy nou sit. Of dalk is jy by die plek waar jy die besluit moet maak om deur te loop. Om deur te gaan. Jou woord te vat, skrif te vat, na God toe te keer en deur die onmoontlike te gaan. Om te sê, Here, U sien ek nie dalk daar nie, maar ek weet U beskerm. Ek weet U dra vir my. Ek weet U kyk uit vir my. Dalk het die Here iemand oor jou lewe gestuur wat na jou sorg of na jou kyk of na jou dra. Jy sien hulle as 'n las. Miskien het God vir hulle gestuur om jou 'n hupstoot te gee. Om bietjie aan die gang te kry. Wat ook al jou omstandighede is. Waar ook al jy jouself vind. Ek hoop jy sal getrou wees om na God se woord toe te gaan en voor God te kom staan en vir God te vra, Here, waartoe nou? Here, wat nou? Here, wat is U wil? Wat is U woord? Wat is dit wat U vir my wil gee? 1 Korintiërs 10. 1 Korintiërs 10 vers 13 sê, hy sê, geen versoeking het julle aangegryp behalwe 'n menslike nie. Maar God is getrou, wat nie sal toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie, maar hy sal saam met die versoeking ook die uitkoms gee sodat julle dit sal kan verdra. Luister mooi wat hy sê. Maar hy sal saam met die versoeking ook die uitkoms gee sodat julle dit sal kan verdra. God sal by jou wees. Matteus 28 vers 20. En kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volëinding van die wêreld. Amen. God is by jou. God is met jou. God dra vir jou. God beskerm vir jou. God lei vir jou.
Maak nie saak waar jou omstandighede is nie. God is groter as jou omstandighede. Kom ons bid. Here, vandag kom ek na U toe en ek sê vir U dankie vir U grootheid. Dankie vir U goedheid. Dankie vir U woord, dankie vir U lig. Dankie dat U vir ons beskerm, vir ons lei, vir ons dra, liewe Here. Liewe Here, daar's van ons, daar's van die mense, daar's mense in hierdie gemeente, in hierdie gemeenskap, in hierdie dorp, in families, liewe Here, wat vasgevang is op hierdie oomblik. Hulle weet nie waartoe hulle moet gaan nie, hulle weet nie waartoe hulle kan gaan nie. Al die oomblikke, al die draaie, al die geleenthede voor hulle lyk onmoontlik. Maar Here, vandag vra ek vir U om U self teen in hulle lewe, in hulle omstandighede, liewe Here, dat hulle vir U sal kan sien en beleef en ervaar en weet dat U is groter as hulle omstandighede. U is groter as ons omstandighede. U is groter as 'n verslawing, as 'n siekte, as eensaamheid, as enigiets, liewe Here. U woord, U getrouheid, U liefde, U is groter. Die belofte wat U in ons lewe gedra het, die belofte wat U in ons lewe geplant het, sal met 'n vuurkolom en 'n wolkkolom voor ons uitgaan en vir ons trek en vir ons wys waartoe te gaan en ons sê vir U dankie vir dit. Dankie dat U klaar die pad voorberei. Dankie U klaar alles in mekaar gesit het. Dankie dat U nie besig is om my storie te skryf nie, maar dat U dit klaar geskryf het, liewe Here. Dankie dat ek kan weet my verlossing is in U woord en U hande, liewe Here. Dankie dat ek kan weet dat my veiligheid, my liefde, my toekoms is in U hande, liewe Here. Liewe Here, dankie vir U. Dankie dat U groter is, dat U magtiger is en sterker is. Dankie dat U liefde ons sonde oorheers. Dankie, Here. Ons bid dit alles in die grootheid van U naam. Amen. Kom ons staan en kom ons sing lekker saam die laaste liedjie wat ons het. Here, ek vra dat U ons sal lei, dat U ons sal beskerm, ek vra dat U ons sal seën, liewe Here.
Seën ons in die week wat voorlê en die Here gee vir ons 'n geleentheid. Gee vir ons 'n geleentheid om die grootheid te sien en beleef en te ervaar. Dra vir ons, beskerm ons van hierdie wêreld, liewe Here. Beskerm ons van die dinge van hierdie wêreld en hou ons rein in U woord. Bid dit alles in die naam van Jesus. Dra ons, beskerm ons, vergewe ons. Amen. Geseënde dag vir elkeen van julle.